Vandag begin ons met 'n nuwe reeks wat eintlik uit ons gesprek oor lief hê gebore is. Dis nou laasweek se oordeenkings waarna ons gekyk het. En hierdie reeks se naam is Ruimte, Ritmes. Nou, ons het die afgelope tyd baie oor ritmes gesels by Beleef Gemeente. 'n Ritme is iets wat ons doelbewus begin inoefen totdat dit stadig maar seker deel word van hoe ons leef. Nou vandag wil ek vir jou 'n ritme gee vir jou verhoudings. Ek is seker ons almal kan doen met gesonder en beter interpersoonlike verhoudings. Maar om daarby uit te kom, wil ek begin met 'n gedeelte wat ek vermoed vir meeste van ons so bekend is, wat almal baie goed ken. Nou, ek gaan die eerste paar woorde van daai vers lees en ek is seker jy gaan dadelik weet waar ons is in die Bybel. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Nou, ek vermoed baie van julle weet presies waar ek nou is, né? Dis 1 Korintiërs 13. En as ek 1 Korintiërs 13 sê, wonder ek hoeveel van julle se kop onmiddellik na dieselfde plek toe gaan as myne. Dit gaan altyd vir my na troues toe. Maar dis waar ek dit al die meeste gehoor het en ek weet baie keer waar dit toegepas word. Jy kan amper die toneel sien, die bruid en die bruidegom staan daar voor, die dominee maak sy Bybel oop en iewers gedurende die seremonie hoor ons hierdie bekende woorde: die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, die liefde is sagmoedig, hy vind geen fout met kwaad en hy hou nie boek van kwaad nie. Nou, daar's niks fout daarmee om hierdie gedeelte te gebruik nie. Dit is 'n ongelooflike mooi gedeelte vir 'n huwelik. Maar hier is iets wat ek die afgelope week net weer raak gesien het in my voorbereiding vir vandag se boodskap. Paulus het nie 1 Korintiërs 13 vir 'n troue geskryf nie. Hy het dit vir 'n geloofgemeenskap geskryf. En wanneer jy begin verstaan wat in daardie gemeente aan die gang was, begin hierdie bekende woorde skielik vir ons anders te klink. Daar's 'n anderste waarheid wat ons uit dit uit moet haal. Dis een van die dinge waarvan ek so baie hou van die Bybel. As ons vers al 20 keer gelees het, oor en oor, en dan kry ons verskillende dinge wat vir ons uitstaan, maar wanneer ons begin dinge vra soos, vir wie is hierdie geskryf? Wat is daarin die gebeur? Hoekom sê Paulus juist dit vir hierdie spesifieke groep of hierdie geloofsgemeenskap? Dan begin die skrif amper weer net lewe kry. So kom ons gaan net gou vir 'n oomblik saam met my, ons gaan na Korinte toe. Nou die gemeente in Korinte was 'n baie interessante gemeente. Nou Paulus sê reeds vroeg in hierdie brief, in 1 Korintiërs sê in vers 7, julle kom nie in enige genadegawe kort nie. Met ander woorde, hierdie mense was geestelik baie begaafd. Daar was profesie, tale, kennis, wysheid, insig, genesing, daar was geloof is een van die gawes. Verskillende geestelike gawes het gemanifesteer binne in hierdie geloofsgemeenskap. En as jy net na hulle gawes gekyk het, sou jy waarskynlik gesê het, hier gebeur iets geestelik, iets bonatuurlik, iets amazing. Hierdie gemeente is sekerlik op dreef. Maar dan as jy verder lees, dan ontdek jy 'n paar ander dinge. Hierdie selfde mense wat so geestelik is, hulle het nogals gesukkel met mekaar oor die weg te kom. Daar het groeperings, faksies onder die groepe of onder hierdie gemeente begin vorm. Party het gesê, ek volg vir Paulus. Ander het gesê, weet jy, ek hou van Apollos, of Apollos het my gedoop, en ek is iemand eerder vir Petrus volg, want hy het my gedoop, en dan begin hulle met hierdie vergelyking, wie se leier, leraar is die belangrikste een onder mekaar. Van die gelowiges het mekaar hof toegevat, dis goeters waar Paulus met hulle beklei. Hulle het gestry oor wat vir 'n Christen, wat hulle mag eet en nie mag eet nie. Selfs wanneer hulle saam nagmaal gevier het. Julle kan alles daar gaan lees in 1 Korintiërs. Was daar verskille onder mekaar wat so sigbaar is dat dit vir Paulus gepynig het. Hy was kwaad daaroor. En dan wanneer hy kom in hoofstuk 12 en wanneer hy spesifiek praat oor die geestelike gawes, dan lyk dit selfs of hulle gawes 'n plek geword het waar hulle self met mekaar begin vergelyk het en belangriker geag het as die ander een. Ek wil net 'n bietjie dink hieroor. 'n Gemeente vol geestelike gawes, maar hulle sukkel met mekaar. Die gemeente het baie gawes gehad, maar hulle het nie ruimte gehad vir mekaar nie. En dit leer vir ons iets so belangrik. Geestelike gawes is nie noodwendig dieselfde ding as geestelike volwassenheid nie. Jy kan baie van die Bybel weet, jy kan mooi bid, jy kan op 'n verhoog staan en bedien met jou sangtalent of jou predikingstalent of wat ook al gawe, jy kan besonderse gawes hê, jy kan al jare lank 'n Christen wees, maar die vraag bly staan, wat is die Gees van God besig om in jou lewe te vorm? Want ek dink een van die beste barometers van geestelike volwassenheid is, groei ek en jy in 'n Christus tipe liefde. Nie net, wat kan die Gees deur my doen, of wat kan ek alles vermag deur die geestelike gawes wat God vir my gegee het en vir sy koninkryk nie, maar wat is die Gees van God besig om in my te doen? Wat is die Gees van God besig om in my te vorm?
En dis juis in daardie konteks wat Paulus aan die einde van hoofstuk 12 hierdie baie bekende woorde sê, maar nou wys ek nog vir julle 'n meer uitnemender weg. 'n Ander vertaling sê daarso, kom ek sê vir julle eintlik wat die geheim is. En dan kom hierdie bekende, ongelooflike mooi hoofstuk 13 wat praat oor liefde. Kyk gou wat sê Paulus. Al praat ek in tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, is ek niks. Dis my nogal sterk wat Paulus hierso skryf. Paulus sê nie die gawes van God is verkeerd nie. Inteendeel, gaan lees meer, gaan lees in die konteks. Gawes is belangrik. Dit het sy plek, dit is sy funksie. Hy het pas 'n hele hoofstuk oor gawes geskryf in hoofstuk 12. Hy sê daar is iets belangriker as hoe indrukwekkend jou gawe lyk. Die manier waarop jy liefhet is wat belangrik is. En nou kan ek amper hoor hoe ons anders, die volgende woorde in Korintiërs, hoe dit anders sou land as jy dink, daai gehoor hoor dit, die liefde is geduldig. Vir ons klink dit romanties, maar vir hulle was dit waarskynlik konfronterend. Want hulle moes dit hoor terwyl hulle aan mense gedink het met wie hulle sukkel. Paulus gee vir hulle die woorde en hulle weet, daar's daai ou met wie ek nie oor die weg kom en hier is hierdie persoon waarmee ek koppe stamp en daai wil my hof toe sleep en dalk moet ons dit vandag ook so hoor. Moenie vandag aan 'n troue dink nie. Dink aan daardie persoon wat jou irriteer. Dink aan die kollega wat jou geduld toets. Daardie familielid. 'n Familielid wat kom kuier en jy weet nou nie watter kant om te gaan met hierdie persoon nie. Daardie persoon in die gemeente wat jy mee koppe stamp, waarmee jy hak, maar dan moet jy saam met hulle ook aanbid. Dalk iemand baie naby aan jou. En luister net gou weer na Paulus se woorde. Die liefde is geduldig. Die Griekse woord wat Paulus hier gebruik is makrothymio. En ons vertaal dit met die woorde soos geduld, wat ons daar sien, of die woord lankmoedigheid. Dit dra die idee van iemand wat nie kort van draad is nie. Iemand wat nie onmiddellik reageer wanneer hulle geprikkel word of aanstoot neem nie. Ek hou daarvan om dit so te verstaan. Dis amper soos liefde maak die afstand tussen wat gebeur en hoe ek reageer langer. Daai afstand raak langer. Daai tyd vir die aksie raak langer. Want baie van ons verhoudings werk so. Iemand sê iets, dan voel ek iets en dan reageer ek. Daar's 'n gebeurtenis en dan is daar amper onmiddellik 'n reaksie. Byna geen ruimte tussen die gebeurtenis en die reaksie nie. Voorbeeld, jy stuur vir my 'n WhatsApp, waarvan ek nie hou nie. En voor jy jou foon neergesit het, tik ek al klaar die boodskap terug. Jy het nog skaars 'n ding stuur en dan is daar al klaar reply, Iemand praat met my op 'n manier waarvan ek nie hou nie en onmiddellik, antwoord ek nie terug. Iemand groet my dalk nie of groet dalk nie vir jou nie. En teen die tyd wat jy by die huis kom, het jy al klaar besluit, Jy het klaar besluit. Ek weet wat daai persoon se probleem is. Ek weet wat met daar aan die gang is, Liefde sê iets anders. Die liefde sê wag eers. Want as ek nie onmiddellik hoef te reageer nie, wat as ek kan ruimte maak, Ek hoef nie dadelik te reageer nie, ek kan ruimte maak. Daar's geduld, daar's lankmoedigheid tussen gebeurtenis en reaksie, ruimte om te luister, ruimte om 'n vraag te vra, ruimte om te dink, ruimte om te bid, ruimte om te wonder. Te wonder, het ek die hele storie of het ek die ding dalk verkeerd om? Paulus gaan verder en hy sê liefde is nie lig geraak nie. Die gedagte hier beteken om geprikkel of geïrriteerd of tot reaksie aangehits te word. Dit is die woorde wat hy daar gebruik. Dis eintlik die betekenis. Paulus sê nie, as jy Jesus volg, gaan mense jou nooit irriteer nie. Natuurlik gaan hulle. Mense is mense. Ons almal is verskillend in persoonlikhede en verskillende drywers. So natuurlik gaan ons soms kwaad word. Soms gaan ons seer kry. Iemand gaan iets sê wat jy verkeerd opvryf of wat jy verkeerd opneem of verkeerd interpreteer. Die vraag is nie, het ek iets gevoel? Die vraag is, wat kry nou beheer oor my reaksie? As ek aanstoot neem, as ek voel, dis nie lekker nie, wat neem beheer oor my manier hoe ek reageer? Nou kom ek gee jou 'n baie gewone voorbeeld, Jy stuur vir iemand 'n boodskap, 'n WhatsApp, jy sien daai 2 blou merkies, jy kan sien die boodskap is gelees, en dan net nou geen antwoord nie. So dag 1 is dag 2, dalk is jy meer ongeduldig, dis nou 5 minute, 10 minute, uur, 2 ure, en nou begin iets te gebeur in jou binnekant, Jy sê vir jouself, wel, hulle sit nie op hulle foon nie, in jou kop, In jou kop vertel jy jouself hierdie situasie, jy sê, okay, maar hulle is active op WhatsApp, maar hulle antwoord my nie so, dis interessant, hulle antwoord gewoonlik vinnig,
Ek wonder wat is sy probleem, wat is haar probleem. Ek het geweet daardie gesprek het hom gepla, nee, en daai ons laaste gesprek, die manier hoe hy my gegroet het, nee. En teen vanaand het jy 'n hele bekleierery gehad met iemand wat nie eers weet jy beklei met hulle nie. Alles gebeur hier binne jou kop. Is nogal snaaks. En dis snaaks want is die waarheid, want dit gebeur. Nou wat het gebeur? Daar was 'n gaping in die storie. Daai gap tussen die boodskap en wat jy dink gebeur het, is daar 'n gaping en dis hoekom hierdie volgende ding so belangrik is. Liefde gee mense ruimte voordat dit gevolgtrekkings maak. Voordat ek besluit wat jy bedoel het, wat moet ek maak? Wil ek eers wag. Voordat ek jou motief vir myself invul, wat moet ek doen? Wag eers. Voordat ek reageer op 'n storie wat dalk net in my kop bestaan, ek maak dit eintlik op. Wat moet jy doen? Wag eers. Vra, weet ek dit feitelik, is dit die waarheid of neem ek dit aan en ek vertel myself 'n storie en dit werk my op? So, dis eintlik 'n eenvoudige vraag, nê. Maar ek wonder, hoeveel konflik kan dit keer as ek en jy leer om net eers te wag? Dan kom Paulus in vers 5 en hy sê, liefde hou nie boek van die kwaad nie. Die woord wat hy hier gebruik is die woord logizomai. Nou ek probeer hier vir 'n Griekse lesse gee nie, maar ek wil vir eintlik sê, daar's net soveel meer diepte en betekenis. Dis 'n woord wat onder andere gebruik kon word om iets te bereken of op 'n rekening aan te teken. Ek dink alle verhoudings het iets soos wat ek noem 'n verhoudingsrekening, nê. 'n debite en 'n krediteure teestaat. Elke dag maak ons depositos. Jy luister wanneer ek swaar kry, deposito. Jy stuur 'n boodskap om te vra hoe dit met my gaan, deposito. Jy hou jou woord, jy daag op, jy's betrokke, jy's teenwoordig, jy's betroubaar, deposito. Maar ons maak ook soms onttrekkings. Soms is daai onttrekkings doelbewus en baie keer en meeste van die tyd is daai onttrekking eintlik heeltemal onskuldig. Ek vergeet iets wat vir jou belangrik was. Wat is dit dan? Dis 'n onttrekking. Ek praat kort af omdat ek 'n slegte dag gehad. Ek reageer dalk 'n bietjie vinnig en vanuit 'n hoek uit wat nie gesond is nie. Wat is dit dan? Dis 'n onttrekking. Ek verstaan jou verkeerd. Ek vryf jou verkeerd op. Jy vryf my verkeerd op. En wat gebeur? Onttrekking. Geliefde, dis verhoudings. Dis elke dag. Ons leef naby genoeg aan mekaar dat daar depositos en onttrekkings gaan wees. Dis 'n feit. En miskien help dit reeds om net dit te weet, daai beginsel te verstaan, want as ek verwag dat iemand wat my liefhet nooit 'n onttrekking gaan maak nie, gee ek hulle baie min ruimte om mens te wees. Paulus waarsku teen iets dieper as dit eintlik. Hy kom en hy sê liefde sit nie heeltyd met daai rekeningsstaat, daai verhoudingsstaat in die hand nie. Hy kom vermaan eintlik. Hy kom hou voor 'n standaard. Hy sê wat ons nie moet doen nie, is daai ding van onthou jy wat jy verlede maand gesê het en gedoen het en 3 jaar later hou ek nog steeds boek van kwaad en daardie ander keer wat jy dit gedoen het en so hou is net deeltyd rekord van kwaad. Dis nie wat Paulus sê nie. Nou ons gaan volgende week se boodskap gaan ek 'n bietjie meer stil staan oor hoe lyk hierdie tipe ruimtes, maar ek wil nie vandag heeltemal by dit vassteek nie. Maar hoor net wat is die hart van wat Paulus eintlik vir ons oordra. Hy leer ons dat Christelike liefde weet dat verhoudings met onvolmaakte mense geleef word. Ek gaan soms 'n onttrekking uit jou rekening maak en jy heel waarskynlik uit myne. Die vraag is daar genoeg genade in hierdie verhouding om ruimte daarvoor te maak? Nou ek wil alles baie prakties maak, want dit is maklik om vandag hier te sit of jy wat nou aanlyn luister en te dink, ja, die predikant sê vandag ek moet weer geduldig wees, my vrou het my net in die ribbes geslaan, sê, jy sien jy moet net meer geduldig wees. Maar hoe lyk dit prakties môre? Môre as ons werk toe gaan, môre as ons net tussen mense tussen mekaar beweeg. Nou Jakobus kom en hy kom gee vir ons 'n ongelooflike eenvoudige ritme. Hy sê, elke mens moet flink wees om te luister, stadig om te praat, stadig om kwaad te word. 'n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Hoor jy daardie ritme? Hoor jy wat sê Jakobus? Jakobus sê, vinnig om te luister, stadig om te praat, stadig om kwaad te word. Ek wonder of ons natuurlike ritme nie baie keer presies andersom is nie. Ons is vinnig om kwaad te word, vinnig om te praat, baie stadig om te luister. Ek weet klaar wat jy gaan sê, ek weet klaar wat jy bedoel. Ek is reg om te antwoord, terwyl jy nog praat, is ek besig om te formuleer in my gedagtes, hoe ek jy nog gaan antwoord en hoe ek jy nog gaan verkeerd bewys. Maar Jakobus sê iets anderste. Jakobus sê, draai daai ritme om. Hy sê, wees vinnig om te luister, stadig om te praat, stadig om kwaad te word. Dit is ons
Dis ons eerste ruimteritme. Dit is wat liefde is. Ons skep hierdie ruimte om vinnig te luister, stadig te praat en stadig kwaad te word. Dis nie omdat ons swak is nie. Dis nie omdat ons waarheid probeer vermy of sê die waarheid maak nie saak nie. Dis nie omdat ons konflik probeer vermy nie, inteendeel. Maar dit is om genoeg ruimte te skep waar Jesus iets met my reaksie en met jou reaksie kan doen. So hier is wat ek wil hê jy hierdie week asseblief moet oefen. Daar gaan iets gebeur, ek kan jou beloof. Iemand gaan iets sê, iemand gaan jou nie reg antwoord nie, iemand gaan 'n onttrekking veroorsaak, iemand gaan jou verkeerd opvryf, jy gaan iemand verkeerd verstaan, iemand gaan jou irriteer, ek kan jou waarborg, so iets gaan hierdie week gebeur, en wanneer daardie ding gebeur en hierdie gevoel stoot in jou binne op, onthou net 2 woorde. Daai woorde is, wag eers. Moenie onmiddellik die boodskap stuur nie. Moenie onmiddellik die motief net invul nie. Moenie onmiddellik die storie vir jouself klaar skryf nie. Wag eers. En oefen Jakobus se ritme. Kom ons oefen hy ritme. Wat is hy ritme? Nee, ek sê weer, luister. Wat beteken dit? Vra jouself. Wat weet ek werklik? Luister om te verstaan. Luister nie om te reageer nie. En dan as jy luister, leer om stadig te praat, stadig te reageer. Moet ek nou antwoord of kan ek eerder 'n vraag vra en wees stadig om kwaad te word. Luister vinnig, praat stadig kwaad. Gee die Gees van God ruimte om jou reaksie in jou lewe te vorm, want dit bring my terug na Korinte toe. Hulle probleem was nie die Gees van God wat niks in hulle midde gedoen het nie. Hy was daar, die gawes was oral, die Gees van God was kragtig teenwoordig in hy gemeente. Maar Paulus wil hê dat wat die Gees in hulle vorm, net so sigbaar moes wees as dit wat die Gees deur hulle gedoen het. Ek dink dis steeds 'n baie goeie barometer vir my, vir jou, vir ons geestelike volwassenheid. Nie net hoeveel ek weet of watter gawes deur my werk of deur jou werk nie, maar word ek meer soos Jesus in die manier waarop ek mense liefhet. Is ek geduldiger? Luister ek beter? Is ek moeiliker om aan te hits, nee? Reageer ek net nie so vinnig nie? Nie omdat ek nie omgee nie, maar omdat ek geleer het om eers te wag en ruimte te skep. Gee ek en jy vir mense ruimte? Want miskien gebeur van die diepste werk van die Heilige Gees in daardie klein oomblik tussen wat iemand aan my doen en hoe ek kies om daarop te reageer. Daarom, ons wag eers. Vinnig om te luister, stadig om te praat, stadig om kwaad te word. Liefde skep ruimte tussen wat met my gebeur en hoe ek kies om daarop te reageer. En in daai stuk is daar enorme genade wat Jesus vir ons gee om juist so op te tree dat ons hom reg verteenwoordig hierdie kant van die hemel. Miskien is vandag die gebed wat ons moet bid en sommer heel week moet bid, iets eenvoudig soos Heilige Gees, ontmoet my in daardie ruimte, in daai tussenspasie, daai geduldige, lankmoedige spasie en vorm 'n reaksie, die tipe reaksie wat 'n Jesus reaksie is. Dis my gebed en dis my hoop vir jou en vir my dat ons hierdie week sal ingaan met 'n vars oë en 'n vars begrip oor wat Paulus vir ons kom leer het in 1 Korintiërs 13, want hy praat oor liefde, want hy vir ons kom leer hoe liefde eintlik moet wees. Kom ons wag eers, stadig om vinnig te reageer, nee, ons luister vinnig, ons praat stadig en ons raak stadig kwaad. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die enorme genade oor ons lewens. En dankie vir die woorde van Paulus, wat vir ons kom leer hoe dit lyk as gelowiges onder mekaar, selfs daar waar die mooiste bonatuurlike dinge kan gebeur, en mense nog steeds met mekaar in ongeduld en woede en frustrasie en irritasie met mekaar kan leef. Paulus kom leer van en sê, sulke tipe gedrag hoort nie hier nie. Daarom wil ek vandag die woorde van Paulus werklik ter harte neem en vertrou dat U deur my en deur ons en almal wat luister en van hierdie woord vandag hoor, dat ons lewens werklik sigbaar anders sal beginne lyk, dat ons sal luister wanneer U met ons werk en veral sal fokus op hoe U in en deur ons lewens vorm, wat U probeer doen in ons hart en ons gedagtes. Daarom Here, help my en almal om vinniger te luister, stadiger om te praat en verseker glad nie om so vinnig kwaad te raak nie. Ek bid dit als in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, as hierdie boodskap vir jou
iets beteken, asseblief stuur dit vir iemand anders te aan. Dankie vir die kommentare, ons waardeer hulle, ons lees hulle, ons waardeer julle. Dankie vir julle volhoue ondersteuning van Beleef Gemeente, dat julle ook betrokke is in gebed en op elke ander wyse. Ons waardeer julle so baie. Gaan in vrede. Totsiens.